Renita, dit is regtig vir my 'n voorreg om op julle program te wees. Ek is ongelooflik passievol oor my werk en ek geniet dit ongelooflik. Weet jy, ek het 33 jaar gelede gekwalifiseer as 'n arbeidsterapeut en toe begin in privaat praktyk en gou besef ek het nie al die antwoorde om al die probleme op te los nie. Ek was so entoesiasties, maar ek het dit nie. En ek dink die groot probleem vir my was die groot ontnigtering dat die verskil tussen 'n teorie en praktyk is baie groot. En dit wat jy geleer word op die universiteit, werk nie altyd in praktyke nie. Ons het as 'n gesin perde geskou op daardie stadium en ek het gekyk na hierdie perdrykindertjies van my kinders se maats en gesien hulle is almal akademies sterk, hulle het mooi persoonlikhede en toe gewonder, lê die antwoord nie in terapeutiese perdry nie. Toe ek regtig begin navraag doen hieroor, het ek gesien is al 'n baie ou storie. Die antieke Grieke het al gewonde soldate op perde gesit en gesien hulle herstel vinniger, maar hulle het nie geweet hoekom nie. Iemand soos Hippokrates het al gepraat jare gelede van riding's healing rhythm, maar weer eens, hy het nie gekom by die hoekom dit werk nie. Nou ja, toe ek opgewonde en nuuskierig geraak oor hierdie hele terapeutiese perdry, het ek oral gereis. Ek was in Amerika, Australië en nêrens kon ek antwoorde kry nie. Ek sou hierdie pragtige stories hoor van die man kon nie loop nie en toe ry hy perd en toe kan hy loop, of die kind kon nie lees nie en toe ry die kind perd en toe kan hy lees. En omdat ek in 'n mediese professie is, het ek gesê nee, ek wil weet presies hoekom dit werk en wat gebeur in die brein. So dit het dan gemaak dat ek SATRA begin het, die Suid-Afrikaanse Terapeutiese Ry-assosiasie, 13 jaar gelede. En daarop het ek my doktorale graad gedoen, nie as 'n arbeidsterapeut nie. Ek wou dit nie graag as 'n arbeidsterapeut doen nie, omdat ek graag 'n nuwe dimensie wou inbring. So ja, inderdaad het ons gekyk na wat gebeur in die brein as iemand perdry en dan nie net gewone perdry nie. Ek het 'n spesiale program ontwikkel bo op die perd waar ons spesifieke doelstellings het, waar ons werk aan konsentrasieprobleme, geheueprobleme, balansprobleme. Daar is omtrent nie 'n probleem wat jy nie kan aanspreek nie. Die wonderlike deel van terapeutiese perdry is dat enige een daarby kan baat, van ongebore tot die dag van dood. En is dit nie net vir gestremdes nie. Maar toe ek hierdie twee modelle kombineer en ek sien dit werk baie beter want die kinders assosieer my nie meer met die arbeidsterapeut nie, maar die perde dan nie, het ek baie meer sukses gehad. My probleme toe egter gelê in die onderwysstelsel. Ek glo met my hele hart dat leer is 'n funksie van die brein en kan 'n mens nie aan die eindproduk werk soos lees of spelling of wiskunde nie. Mens moet kyk, teruggaan in die neurofisiologie en spesifieke areas in die brein gaan evalueer en dan ook stimuleer. So dit het gemaak dat ek 13 jaar gelede my eie skool begin het en natuurlik hierdie goed is nie losstaande entiteite nie, want elke kind wat terapeutiese perdry ontvang word eers geëvalueer. En as jy ook kyk in die skool, ons aanvaar nie 'n kind in die skool wat nie eers geëvalueer is nie, sodat die onderwyseres baie definitief kan weet wat is fout met die kind en op watter vlak met sy werk en hoe met sy werk. Terapeutiese perdry is ook dan deel van die skool se kurrikulum en ry die kindertjies elke dag perd. Nou ja, dis 'n skool met 'n verskil. Dit is nie 'n gewone skool nie. So ek sien pasiënte van oral en hulle word baie fyn geëvalueer wat ten opsigte van die neurofisiologie en die funksionering van die brein, maar ook ten opsigte van die fisiese, sodat ons kan kyk of alles in die liggaam werk soos wat dit moet. Mens kan logies daaroor dink, as jou selle in jou liggaam of die kind in die skool se selle van sy liggaam nie met mekaar reg kommunikeer nie, hoe kan 'n arbeidsterapeut sukses hê? Hoe gaan 'n onderwyseres sukses hê? Ons volg dan die normale kurrikulum, maar het ons versnelde leertegnieke van reg oor die wêreld ingebring. Iets soos dink is 'n vak.
En ons dink dat enige mens kan dink, dis inderdaad nie so nie. En toe ek omtrent so R10.000 se dinkkursusse gedoen het, toe het my familie my gevra, maar wat is jou probleem? Kan jy nie dink nie? Nou ja, so by die bestaande kurrikulum in die skool het ons dan nou die neurofisiologie ingebring, waar ons baie fyn kyk na die funksionering van die brein, die fisiese model, waar ons kyk hoe die selle met mekaar kommunikeer, hoe lyk die neurooordragstowwe in die brein, hoe lyk die lewer, funksioneer die lewer reg, skei hy gifstowwe uit, en is dit 'n kombinasie? Ek vergelyk dit gewoonlik, dit is soos om 'n sjokoladekoek te bak. Mens kan nou 'n sjokoladekoek resep vat en jy kan inderdaad al hierdie bestanddele in jou menger gooi. Maar weet jy, as jy dit meng en bak, gaan jy beslis 'n sjokoladekoek kry. Dis sonder twyfel waar. Die verskil is net as jy die metode baie meer streng gaan volg en jy gaan byvoorbeeld eers die botter in die meel vryf en dan gaan jy die eiers bysit en jy doen alles wat hulle sê in die resep en jy bak dan die koek, gaan jy 'n eislike pragtige mooi sjokoladekoek kry. So my geheim was of is nou nog steeds om alles te integreer. My kennis is 'n arbeidsterapeut van 33 jaar, gewis terapeutiese perdry en dan natuurlik 'n skool met 'n uitsonderlike benadering wat daar regtig globaal na die kind gekyk word, geïntegreerd gekyk word, maar dit het veroorsaak dat ons die noodsaaklikheid ingesien het om 'n koshuis te hê. Ek sien kindertjies van Namibië, kinders van die Kaap, ek sien mense van Rusland, ek sien mense van oral in die wêreld, selfs van Londen, en hulle kan nie elke dag kom vir terapie nie en daarom is daar 'n akkommodasie element baie nodig geweest. Hierdie fasiliteit is egter tydelik op die oomblik omdat ons wag vir die hersenering om deur te kom en gaan daar baie luukse neurologie, psigiatrie, fisiese pediatrie eenhede gebou word, maar maak ons doen met die fasiliteit wat ons het. Maar wat so wonderlik is, in die huisgedeelte doen ons dan baie spesiale goed soos kleurterapie, klankterapie, al die kinders word blootgestel aan musiekterapie, ozonterapie. Ozon is O3, so jy het meer suurstof na die brein toe, so die onderwyseres het meer om mee te werk, die arbeidsterapeut het meer om te werk. En dan natuurlik het ek 'n baie groot ding oor voeding. Ek is al oud en ek dink antiek is mens 33 jaar praktiseer, maar sowaar, ek het geleer dat piesangs is gesond vir 'n mens. En as jy kyk, as jy dit vir sekere van die ouetjies in die koshuis ingee, kan hulle regtig nie stil sit of konsentreer nie. So ons kyk dan baie in diepte na die kind se dieet en word daar 'n unieke dieet uitgewerk wat verskil van kind tot kind. Ek glo nie dat alle mense dieselfde goed moet eet nie. So jy moet kyk na wat het daardie spesifieke liggaam nodig en wat mag daardie liggaam nie inkry nie. So almal is nie in die opset van almal kry nie individuele arbeidsterapie en perdryterapie is in die skool en in die koshuis nie. Dit hang af wat is die probleem en hoe ons dit gaan aanspreek. So ek doen gewoonlik definitiewe aanbevelings aan die ouers. Hoe groot is die probleem? Hoe lank is die termyn van terapie en wat is my doelstellings? Waarheen beweeg ons? Renita, weet jy, baie mense vra vir my, moet nou nie vir my akademiese lesing gee nie, sê net vir my, hoekom werk terapeutiese perdry? Nou weet jy, dit is ongelooflik interessant. As mens kyk in jou binneoor, het jy 3 halfsirkelvormige kanale wat bekend staan as jou vestibulêre apparaat. Nou in daardie apparaatjie is daar vloeistof en haartjies en is sensitief vir 2 dinge. Beweging, baie geringe beweging en swaartekrag. So as jy kyk, 'n bietjie beweging soos vir 'n kind wat sit by die tafel en skryf en net opkyk vir juffrou of kyk vir 'n maatjie, kan hierdie 3 kanale aktiveer. Selfs as 'n mens slaap, as jy nooit nie in kontak met jou vestibulêre apparaat nie, as jy slaap en jy draai van jou rug na jou sy, aktiveer jy hierdie kanale. Nou, ek dink wat in vorige navorsingsstudies gemis was, is die rol van die vestibulêre apparaat. Want as jy kyk, as ek met die jongste ouetjie wat by my perdry is 2 weekies oud, en as ek daai baba van 2 weke tussen my bene laat sit en iemand lei ons, is dit inderdaad hierdie vorentoe agtertoe beweging. So die vloeistof in die haartjies gaan in daai rigting en dit gaan heen en weer en gaan die impulse op met die spinale koord en stimuleer jy dan die breinstam, midbrein cerebellum area in jou brein en
deur dit te doen, vorm jy neurale bane na jou akademiese of skolastiese areas. En dit is hoekom wanneer jy perd ry, is daar geen magic of wonderwerke nie, as gevolg van hierdie maksimale stimulasie van jou sensoriese area en die vorming van neurale bane, sien jy dan dat skoolwerk verbeter. Renita, maar ek dink dit is belangrik dat jy die fisiese, die praktiese sien. Ek voel baie sterk oor my voorgeboortekliniek en ek dink dit is waar 'n mens moet begin. So ek dink ons moet heel eers vir jou gaan wys hoe werk ons met 'n swanger mamma op 'n perd. En stimuleer ons inderdaad die ongebore babietjie. In hierdie terapeutiese sessie gaan ons kyk na terapeutiese perdry met die swanger mamma. Dit is regtig my passie na 33 jaar om in utero te begin om babietjies te stimuleer. Hier gaan dit nie soseer oor die swanger mamma nie, maar om wel die ongebore babietjie te stimuleer. En inderdaad, mens kan dit doen. Die enigste ander plek in die wêreld waar hulle babas stimuleer, en baie jong stimuleer, is in Venezuela. En daar doen Dr. Luis Alberto Machado dit, wanneer die vrouens kraam in die land, begin hy dadelik die babietjie stimuleer. Vir die laaste jare het ek 'n baie suksesvolle voorgeboortepraktyk en die rede hoekom jy die ongebore baba kan stimuleer, kom weer terug by die vestibulêre apparaat in jou binneoor. By jou babietjie is hy al 21 dae na bevrugting ten volle ontwikkel en daarom kan jy vestibulêre stimulasie doen. Dit sou belangrik wees dat 'n mens dit nie in die eerste trimester van swangerskap doen nie, ook nie in die laaste trimester van swangerskap nie. So ek het 'n program ontwikkel waar jy dan die eerste en die laaste semester van swangerskap af van die perd af werk. Dit sou nie veilig wees in die eerste en laaste trimester van swangerskappe nie. Natuurlik kan 'n mens nie 'n swanger vrou van die grond af lig nie en sal mens haar ook by die ramp oplaai en mens gaan regtig nie woes in wild en te kere gaan nie, maar jy het definitiewe doelstellings in terapie met die swanger vrou of dan die ongebore baba. Desiree Snygans gaan nou is die terapeut wat die sessie gaan aanbied. Jelena is 'n arbeidsterapeut en 'n baie goeie arbeidsterapeut, so dis 'n verware voorreg om 'n arbeidsterapeut op 'n perd te sien en waar sy terapie kry en nie terapie gee nie. Wat Desiree op die oomblik doen is tapping. En tapping is 'n ongelooflike belangrike tegniek om te gebruik met swanger vrouens, nie net swanger vrouens nie, waar jy dan op sekere senuweepunte ingaan sodat die vrou totaal ontspan en jou hoofdoel is dat die baba nie trauma ervaar nie. So die spesifieke tapping, daar's verskillende soorte tapping, maar die een wat Desiree nou doen is trauma tapping, want al is die mamma hoe rustig, al is die kraamproses normaal, is dit nog traumaties vir 'n baba. Om skielik in skerp ligte in 'n teater te wees en as dokters en stemme en is nie net mamma nie en is nog donker in mamma se maag en skielik is hy in die buitewêreld. So verseker ontspanning, visualisering, hantering van trauma is 'n baie groot rol. As mens kyk na koliekbabietjies en jy kyk na babietjies wat min slaap, is dit gewoonlik omdat daar in utero enige spanning of trauma is wat die baba ervaar het. Dit is eintlik ongelooflik skrikwekkend as 'n mens daaraan dink dat 'n baba kort na konsepsie alles kan hoor ook wat om hom aangaan. En daarom doen 'n mens ook musiekterapie met die swanger mamma. Daar is baie wetenskaplike studies wat bewys as die ongebore baba ten minste 7 verskillende tale voor geboorte hoor, dat jy Broca se area wat spraakbeheer in die brein baie ontwikkel. En sien jy dat die baba, wanneer hy gebore word, sy spraakontwikkeling baie vinniger is en baie meer. So, maar dit doen 'n mens af van die perd, maar ook op die perd. Vir die doel van hierdie sessie gaan ons waarskynlik nie die 7 verskillende tale inbring nie. 'n ander probleem met swanger vrouens is dat hulle het gewoonlik nie goeie blaasbeheer nie
En is dit belangrik dat hulle blaas ledig voor 'n terapie sessie. En Jelena het nou gejaag van Johannesburg om vir haar terapeutiese perdry sessie en haar blaas is nie geledig nie. So ons gaan die sessie dan nie so lank soos normaalweg hou nie. Dit behoort waarskynlik moeilik te wees om dit nou te sien waar dit afgeneem word, maar Desiree is besig om aan Jelena se asemhaling te werk. Asemhaling ongelooflik belangrik, want wat is in jou asemhaling? Suurstof. En die oomblik wat jy korrek en effektief asemhaal, gaan sy meer suurstof hê. Meer suurstof gaan na haar brein toe gaan, meer suurstof gaan na die baba toe gaan. Dit is nie baie sigbaar in hierdie sessie nie, maar dit sou byvoorbeeld tegnieke wees soos om asem in te haal, en uit te blaas op 'n baie spesifieke manier. En ook om asem in te haal deur die mond, uit te blaas deur die neus en dan andersom. Die tegniek wat Desiree nou demonstreer is deur asem in te haal deur die linker neusvleuel en uit te blaas deur die regter neusvleuel. En daar is baie kursusse op energie gedoen wat bewys dat jy dadelik dan die liggaam en die selle in die liggaam weer kry om effektief te werk. Hoekom swanger mamas en voorgeboortestimulasie so belangrik is dat ek altyd noem, mens gaan studeer vir enige rigting, om 'n onderwyser te word, om 'n haarkapster te word, maar het jy geen kwalifikasie nodig om 'n ouer te word nie. Ek vind mense raak sommer maar net verlief, verloof en hulle trou. En ja, 'n mamma weet nie as sy die baba se doek omruil, kan sy 'n sekere area in die brein van die baba stimuleer nie. 'n Pappa weet nie as hy van die huis af kom en sy optel, kan hy inderdaad 'n sekere area in die brein stimuleer nie. So dis vir my baie belangrik dat mens voor 'n mamma swanger raak, al met haar bemoeienis maak en haar hierdie dinge leer. Desiree is besig met ontspanning, visualisering. So dit het te doen met jou verskillende breingolwe. Wanneer 'n mens baie aktief is jou beta golwe baie aktief. Alfa raak jy rustiger, theta nog rustiger en in delta fase is 'n mens baie rustig, inteendeel jy slaap en in die laagste fase, breinfase, is jy dood. So wat Desiree besig is om te doen, 'n mens kan aanneem Jelena is gejaagd van Johannesburg af, is om visualiseringsoefeninge te doen en haar te kry om haar breingolwe van 'n beta fase na 'n alfa fase of theta fase te kry, waar sy dan baie rustiger is en die babietjie dit ook so gaan ervaar. Swanger mamas weet dikwels nie dat baba, omdat hy alles kan hoor kort na konsepsie, as mamma in 'n stresvolle werksituasie sou wees of sy is in 'n huwelik waar dit nie goed gaan nie, kan hierdie baba alles ervaar en word dit gestoor in die onbewuste van die baba. So baie babas wat ek evalueer en ouers wat ek konsulteer, word gebore met bagasie waarvan hulle nie meer bewus is nie, wat so weggebere is in die onbewuste deel. En dit is belangrik dat mens daardie onbewuste deel sal skoonmaak by die swanger ma, maar ook dan by die ongebore baba. Omvang van beweging, soepelheid by die swanger mamma, baie belangrik, want as jy swanger is, beweeg jy minder, jy doen minder sport, en dit is belangrik om net al die spiere ontspanne en soepel te kry, omdat sy nie aktief kan ander oefeninge doen nie. Jelena spesifiek gaan vir voorgeboorte oefeninge, wat ek dink wonderlik is, maar nou ja, die perd is nog steeds die meester, want hier kry ons die vestibulêre stimulasie wat jy nie kan kry wanneer jy oefeninge op 'n mat of op 'n vloer sou doen nie.
Dit sou ook belangrik wees om aan die onderste ledemaat van die mamma te werk en bietjie versigtig aan heupkontrole te werk, soepelheid van die voete en enkels, veral omdat daar gewoonlik swelling is. Wanneer mens swanger is, swel jou voete, jou bene swel en gewoonlik werk 'n mens dan 15 minute boonste ledemaat en 5 minute onderste ledemaat. Maar vir die doel van hierdie sessie, sou ek aanraai dat 'n mens nie verder werk aan die onderste ledemaat nie, maar kan die sessie volledig afgehandel word na die tyd. Vir my is die stimulasie van die ongebore baba ongelooflik belangrik. Ongelooflik. En wonder ek so baie waar sou party van ons gewees het, party van ons volwasse mense wat sogenaamd suksesvol is op die oomblik as ons voorgeboorte gestimuleer was. Inderdaad sou ons baie leiers gehad het en hoop ek binne die volgende jare met voorgeboorte stimulasie dat ons 'n baie sterk land en nasie sal wees. Baie belangrik wees om met Jelena ook te werk af van die perd en op die perd met die baby sounds machine. Dis 'n monitor wat jy om die mamma se maag sit, vas teen haar met 'n band wat reg om haar lyf dan nou gaan en dan is daar oorfone wat die mamma opsit en 'n mikrofoontjie sodat sy dan kan hoor as die baba huk, hoes. En kan mens baie effektief met die baba praat en musiek speel. Soos ek genoem het, ten minste 7 tale, verskillende tale behoort die baba te hoor, om regtig daardie verskillende spraak te maak. Maar dit sou ons nie in hierdie sessie kon doen nie, aangesien dit 'n hele ruk sou neem en daar nie genoegsame tyd is nie. Vandag gaan ons kyk na terapeutiese perdry met baba spesifiek. Klein Elzaan is 'n babietjie wat 'n breinbesering met geboorte gehad het, met Bianca langs haar wat fasiliteer om haar postuur in die regte posisie te behou. Tydens geboorte het sy aan haar linkerkant van haar brein seer gekry en is die regterkant, regterarm en regterbeen geaffekteer. Sy is sedert die laaste ongeveer 4 maande hier vir terapie en waar sy geen spraak gehad het nie, het ons nou dat sy regtig pragtig praat en baie meer ekspressief is. Dan het ons vir klein babietjie met die rooi saam met Jana wat ons backride. Sy is nog heeltemal te klein, daar is nie regtig probleme nie en is dit belangrik om met klein babietjies voorkomende terapie te doen. Mens sou byvoorbeeld voorkomend werk aan oogspiere om te voorkom dat hulle later leerprobleme of leesprobleme het. Mens kan ook werk aan romprotasie met so 'n klein babietjie, want as jy op hierdie ouderdom as 'n klein baba aan romprotasie werk, gaan dit voorkom dat hulle later letters en syfers omkeer wanneer hulle in graad 1 is. So die geheim lê om so vroeg as moontlik te begin en eerder voorkomend te werk. Maar ook nie weg te verwys wanneer jy 'n kleuter met 'n spesifieke probleem het of 'n baba met 'n spesifieke probleem het nie. Die sessie begin dan altyd baie rustig. Dit is baie makperde. Bianca, die terapeut aan die binnekant, gesels dan eers, vorm eers 'n band met die baba en spring 'n mens nie dadelik in en doen intensiewe terapie nie. So sy begin deur vrae te vra. Waarin is jou voetjies, waar hou jy vas, en wen net eers die vertroue van die baba. En wanneer mens kyk in terapeutiese perdry, is dit belangrik dat jy die regte perd sal gebruik, met die regte temperament, en dat jou leiers aan die kant baie goed opgelei moet wees, want inderdaad kan 'n mens skade doen as jy nie die regte ding doen nie. In hierdie sessie gaan Bianca spesifiek werk aan die tasstelsel. Die mediese term daarvoor is die somatosensoriese stelsel, maar in leuke terme die tasstelsel.
Nou, dit is 'n ongelooflike belangrike stelsel omdat hy by die dag van geboorte ten volle ontwikkel is. En wanneer 'n baba een dag te vroeg of te laat gebore is, kan dit probleme later veroorsaak. As ons kyk wat Bianca doen, werk sy spesifiek met die tasstelsel aan modulasie. 'n Ander woord vir modulasie sou wees interpretasie. So die reseptore van tas moet dan eers reg werk. So op die oomblik speel Elzanda nou met skeerroom en word daar veral haar geaffekteerde handjie gebruik om dan die tasreseptore te stimuleer. Wat egter baie belangrik is dat 'n mens alles met beide hande sal doen, omdat jy tasareas aan weerskante van die brein het en gaan dit nie net oor die dominante hand nie. Bianca gaan ook bakke gebruik met verskillende temperature water. As mens kyk na die tasstelsel, kry jy reseptore vir pyn, ligte tas, temperatuur en hier bring sy definitief temperatuur in om die tasreseptore te stimuleer. Die geheim wanneer jy met babas werk is dat hulle nie eers agterkom dat jy terapie doen met hulle nie. Nog 'n belangrike ding is, julle sal sien dat Bianca nie haar sonbrille op het soos wat sy gewoonlik het nie, want 'n baba kyk baie definitief na 'n mens se gesig en jou gesiguitdrukking. En as die terapeut lag, dan lag die baba en is die baba positief, terwyl met 'n bril kan hulle nie die oogies sien nie. Beide handjies word dan nou gebruik sodat die impulse na die linker en na die regter brein toe gaan. Die terapeut het dan 'n goeie verskoning om temperatuur in te bring omdat die handjies vuil is en kan sy sodoende regtig effektief ook by die senuwee van die hand uitkom. In 'n mens se hand het jy twee groot senuwee, nervus radialis en nervus ulnaris, en dit is belangrik om by babas daaraan te werk omdat dit die twee senuwees is wat jy nodig het om later te kan skryf. So hulle is nog nie by die stadium van skryf nie en doen 'n mens dan nou voorkomende terapie. Gewoonlik gebruik 'n mens dan aspres 'n growwe handdoek en nie een wat lekker sag en in die tuimeldroër was nie, om baie definitief by die tasreseptore uit te kom. Dit is belangrik om te noem dat as iemand 'n tasprobleem het, veroorsaak dit konsentrasieprobleme. As ek kyk na statistiek by my praktyk, 99,9% van persone met tasprobleme het ook konsentrasieprobleme. En ek dink jy kon sien hoe Elzaan se aandag afgelei was, maar dat die terapeut dit pragtig teruggekry het. Behalwe vir konsentrasieprobleme gaan dit gewoonlik saam met emosionele probleme, maar kan dit ook 'n effek hê op koördinasie, grove motoriese koördinasie wat die hele liggaam betrek, of fyn motoriese koördinasie waar jy kyk na die fyn vingerspiertjies van die hand, want dit het jy later nodig vir skrif. Ons babietjie met wie ons voorkomende terapie doen is vas in die slaap. En ek wil vir u noem, dit is so belangrik, baie keer in terapeutiese perdry wanneer 'n baba slaap, sal jy 'n ontstelde mamma langs die kant hê wat sê, ek betaal vir die sessie en nou slaap my baba. Glad en geheel nie, mens kan nog steeds baie effektief terapie doen al slaap die baba. Die ideaal is nie om altyd backriding te doen of soos wat Jana nou die klein baba het nie, maar in die begin eerste 2 tot 3 sessies sal mens so begin
Dan sal mens oorgaan na 'n klein pony met 'n rampie sodat die baba bietjie meer gestabiliseer is en éventueel die ram wegneem. Hulle is geneig om lui te raak en teen die rampie te lê en dan werk die spiere nie spontaan nie. As 'n mens kyk na Jana en die baba wat slaap met wie ons voorkomende terapie doen en jy kyk na die beweging op die perd, is dit 'n driedimensionele beweging. Jy kan duidelik sien dis 'n op-af, vorentoe, agtertoe en sywaarts beweging en natuurlik die stadige ritmiese beweging van die perd maak dat die vestibulêre stelsel wat in jou binneoor is, het vloeistof en haartjies in en dit beweeg dan vorentoe, agtertoe en gaan die impulse op met die spinale koord na die onderkant van die brein. Jy kan ook sien dat Jana hier die voorkop van die baba stabiliseer. Voor by jou voorkop het jy by jou frontale eminensie senuweepunte, neurovaskulêre punte en deur dit te ondersteun, kalmeer jy die baba en maak dit die baba rustig. As ons weer na Jana kan kyk, is daar iemand wat die perd lei en 2 kanthelpers. So al is Jana 100% in beheer, omdat sy die baba kan posisioneer, sy kan haar hande gebruik om die heupe te tilt in die regte posisie, het jy altyd vir veiligheid 2 kanthelpers. Veiligheid heel eerste. Daar sal jy sien as mens kyk na die klein baba, waar haal hulle nou die rekverband af. Mens sit die rekverband nie te styf aan nie, nie te slap aan nie, want dit kom by die diepdrukreseptore uit van die tasstelsel. So hulle is besig om dit af te haal, want daar's nou genoeg diepdruk, sodat ander tasaktiwiteite nou gedoen kan word. So Bianca gaan nou spesifiek gebruik maak van vibrasie, as ons weer kan herhaal, jy kry reseptore vir pyn, ligte tas, temperatuur, diepdruk en vibrasie, so sy kom nou by vibrasie uit en pas sy vibrasie toe op die handjies, op die armpies, selfs dit is belangrik met 'n baba om die mondarea te werk, om spraak te bevorder in die toekoms. Is ook belangrik om aan die langs die oogie op die oogsenuwee te werk, sodat jy, wanneer jy aan die oogspiere later gaan werk, het jy reeds daardie senuwee geaktiveer. Die vibrasie is regtig nie baie intensief nie, is 'n baie ligte vorm van vibrasie en jy kan sien dat mens van baie goed geleerde kanthelpers gebruik moet maak wat presies weet wat om te doen en wat om nie te doen nie. Baie belangrik in terapeutiese perdry is dat jy sal spasieer. Jou perde moet gespasieer wees met ten minste 3 meter, 3 spasies tussenin en dat een perd nie gaan stil staan terwyl die terapeut aandag gee aan 'n spesifieke kind nie, sodat jy voortdurende vorentoe agtertoe beweging, vestibulêre stimulasie het en sodat die impulse korrek vloei na die sensoriese area in die brein, wat die onderkant, die breinstam, die midbrein en cerebellum is. Dieselfde aktiwiteit word gewoonlik gebruik vir alles mense aan 'n stelsel werk, soos die tasstelsel, gaan jy meer as een aktiwiteit hê, maar jy gaan aan dieselfde stelsel werk. En hier kan jy sien, die baba word nou pragtig
wakker, maar Bianca fasiliteer. So jy het nie nodig dat die kind dit aktief doen nie. Steeds gaan jy dit by die tasreseptore uitkom en gaan jy die onderkant van die brein stimuleer. Met babas moet 'n mens fasiliteer omdat hulle nie verstaan wat van hulle verwag word nie. 'n baie belangrike punt van die tasstelsel hoekom mense dit nogal vroeg moet aanspreek, is omdat dit ook leerprobleme later kan veroorsaak. So dit gaan oor hoe die brein impulse interpreteer in die onderkant soos ek genoem het. So dan as daar 'n probleem is, gaan die vloei van impulse na die korteks, na die midbrein en kortikale area nie soos wat dit moet wees nie, en dit is die areas wat nodig is vir die leerproses. Jy sal opmerk dat die baba nie 'n hoekie dra nie, en baie belangrik dat jy kry babas wat tassensitief is, en dan gaan jy nie 'n hoekie opsit aan die begin nie totdat jy aan tassensitiwiteit gewerk het. Ek dink as 'n mens haar baie fyn waarneem, kan jy sien hoe gril sy op hierdie stadium vir die skeerroom, maar darm nie huil nie en toelaat dat die terapeut daaraan werk. 'n terapeut se persoonlikheid is ongelooflik belangrik. Dit moet pret wees en die terapeut moet absoluut in staat wees om op die vlak van die kind te kom. Om op die vlak van die baba te kom en regtig die baba kry om dit te geniet. So dit is verwaar nie enige mens wat kan terapeutiese perdry doen nie, maar moet dit iemand wees wat die vermoë het om te kan aanpas van 'n baba tot na 'n ou mens, tot na 'n professor of na 'n dokter. Dit vat 'n baie spesiale persoonlikheid en inderdaad is die energie en persoonlikheid van die terapeut van kardinale belang. Dit is belangrik om te kyk na die volgende aktiwiteit wat Bianca nou met klein Elzaan doen. Soos ek reeds genoem het, jy het reseptore vir pyn, ligte tas, temperatuur, diepdruk en kom sy nou spesifiek by die diepdruk reseptore uit. So sy gebruik 'n bal en sy druk en rol. Druk en rol. Dit het 'n ongelooflike kalmerende uitwerking op 'n kind. En laat dit hulle baie rustig voel. As 'n mens dit met hiperaktiewe kinders sou doen, raak hulle dadelik rustig binne die klassituasie. Die diepdrukreseptore kan dan ook op die bene, op die rug, op die arms, in die maagie. Daar kan jy sien hoe Bianca diepdruk op die maagie gedeelte doen, maar maak sy pret daarvan deur te sê, kyk, dis 'n koekie, kom ons druk die koekie in jou maag. Babas is gewoonlik heel onvoorspelbaar omdat hulle soms wil slaap of soos Elzaan vermoere het nie met die beste voet opgestaan nie en te vroeg opgestaan, maar eintlik geniet sy terapeutiese perdry ongelooflik baie en skaterlag sy eintlik. Ek glo met my hele hart dat enige persoon kan baat by terapeutiese perdry en hoop ons in Pure Perd om te wys hoe mens van 'n swanger moeder tot 'n baba tot 'n gewone kind wat nie 'n probleem het nie, kinders met leerprobleme, volwassenes, gestremdes, professors, dokters, ou mense, enige een op 'n perd kan sit en as jy weet wat jy doen, baie effektief terapie kan doen. So met elke sessie hoop ons dan om 'n ander deel uit te wys waar terapeutiese perdry 'n rol kan speel.
gaan ons kyk na terapeutiese perdry met 'n klasie met gehoorgestremde kinders. Dit is baie belangrik dat die perde in terapeutiese perdry 3 meter uitmekaar uit aantree vir veiligheid en dat hulle aan die linkerkant opgetel word en dat die stibeels ewe lank is, want as die stibeels nie ewe lank is nie, is hulle nie simmetries nie en kan dit probleme veroorsaak. Desiree is die terapeut in hierdie sessie en Isasien sy staan voor om seker te maak dat die stibeels reggestel is, nie te lank is nie, nie te kort is nie, ewe lank is. Daar kan jy sien vir Karel. Karel is die groter gehoorgestremde seun en kan hy alself opklim. Inderdaad word Karel op 'n plaas groot en het hy ook 'n perd by die huis en kan hy al baie goed ry. Maar nogtans is dissipline, orde baie belangrik in 'n klas sodat jy reg gaan begin. So gewoonlik word die een ouetjie opgesit aan die regterkant op die regte manier en so gou as moontlik wil jy dan hê dat die kind moet stap sodat jy die beweging van die perd kan ervaar en dat die vestibulêre stimulasie, die vorentoe agtertoe beweging onmiddellik kan plaasvind en dat almal nie doodstil staan totdat al die kinders op die perde is nie. Graag wil ek vertel van Karel. Karel se gehoorgestremdheid is nie baie lank terug opgetel nie en hy het nie vandag sy gehoorapparaatjie aan nie en kan 'n mens baie groot die verskil sien as hy nie sy gehoorapparaatjie aan het nie. Dit was 'n besonderse voorreg om te sien toe hy sy gehoorapparaatjie kry wat Karel doen. Vir die eerste keer kon hy geluide hoor en het hy gesê geloop en klanke maak soos ha, ha, hi, hi, tot ons almal se ergernis, maar inderdaad maak dit 'n groot verskil. Bianca gaan in hierdie sessie werk aan die Desiree gaan hierdie sessie werk aan die visuele stelsel, spesifiek aan die oogspiere, wat baie belangrik is by jou gehoorgestremde kind. Omdat hulle probleme het in een sintuig, naamlik gehoor, gaan dit baie belangrik wees om hulle visueel so sterk te maak om te kompenseer vir die gehoorgebrek. In terapeutiese perdry kan jy nie die gehoorgebrek wegvat nie, maar is dit belangrik dat jy die visuele stelsel dan sal sterk maak om te kompenseer. Die aktiwiteit wat sy gedoen het was om gebruik te maak van flippers wat plus en minus lense was en waar hy na prente moet kyk. Die flippers maak dan, die plus en die minus lense maak dan dat die oogspiere 'n tyd moet neem om te fokus en oefen jy sodoende die oogspiere. Na afhandeling van die flippers het sy Karel gekry om nekrotasies te doen. Terwyl hy stap en terwyl sy aandag gee aan die volgende kind. Nekrotasies baie belangrik want in jou nek het jy vestibulêre kerne en as jy aan die oogspiere werk, moet 'n mens ook aan die nek werk om by die vestibulêre kerne uit te kom. Desiree gaan nou werk aan klein Corneille. Corneille is ook 'n gehoorgestremde seentjie. Hy was in 'n skool, 'n spesiale skool gewees en het nou van die begin van hierdie jaar af by die skool op die plot waar ek praktiseer begin skool gaan. En Isasien, hy het 'n oogklappie aan. Nou, dit is altyd belangrik as jy aan die oogspiere werk om eers monokulêr te werk met een oogie en dan binokulêr, dan bring jy die twee oë bymekaar en kry dat die twee oë saamwerk. So haar doelstelling op hierdie stadium is monokulêr en sy werk aan konvergensie. Konvergensie is 'n moeilike woord, maar dit beteken net dat as 'n mens by 'n tafel sou werk, draai jou oogspiere in. Wanneer jy opkyk in 'n klassituasie vir 'n juffrou, divergeer jou oogspiere of dit draai uit. Nou, beide hierdie kinders het probleme met konvergensie en is inderdaad besig om die soepelheid te oefen sodat hulle oogspiere gemaklik indraai, uitdraai, konvergeer, divergeer. Daarom word die speelding nader gebring, verder gebring.
Desiree is op die oomblik besig met gekleurde wat lyk soos transparante. Die regte naam vir dit is overlays. Dis 'n teorie van Dr. Helen Irwin in Engeland en het sy wetenskaplik bewys dat as jy die regte kleur gebruik met persone met leesprobleme, oogprobleme, disleksie, kan hulle skielik fokus, kan hulle lees. So sy gebruik die lense op hierdie stadium om te kyk op watter kleur reageer die kind beter. Die kleure het baie te doen met ligbreking. En as 'n mens kyk wat in die skole gebeur is alle boeke in wit en swart, wit papier, swart skrif en behoort dit glad nie so te wees nie. So sy het nou spesifiek gekyk met die gekleurde lense waar kry sy die beste oogkontak en nooit doen die kind niks nie. Karel begin nou dadelik met nekspieroefeninge weer om by die vestibulêre kerne in die nek uit te kom. Desiree gaan nou die oogklappie afhaal om 'n volgende aktiwiteit te doen. Gewoonlik werk ons een oog eers klaar, dan die ander oog, maar vir die doel van hierdie sessie wat ons moet verkort, is dit belangrik dat ons net eers een oog gedoen het. Sy is nou besig, haar doelstelling op hierdie stadium is vinnige lokalisasie, so die kind met sy visie kan aanpas by afstand. En dit is presies wat gebeur in die klassituasie. Jy werk in jou boek en dan moet jy skielik opkyk vir juffrou. Of jy skryf lees van die swartbord af en dan moet jy dit kopieer op jou boek. So 'n mens moet jou visie kan aanpas by afstand. En daarom het sy klank ook gebruik. Omdat hy gehoorgestremd is, gaan hy natuurlik kyk na die enetjie wat dan raas. Terapeutiese perdry mag glad nie sonder spesifieke terapeutiese musiek gedoen word nie, glad en geheel nie. En die vraag is gewoonlik van die gehoorgestremde ouers, maar hoe kan my kind die musiek hoor? Die musiek wat ons gebruik is van so 'n aard dat jou oor hoor die musiek, maar daar's verskuilde woorde wat die onderbewussyn kan hoor. En dit is positiewe suggesties soos jy is slim, skool is lekker, jy kan goed onthou. So alhoewel 'n kind gehoorgestremd is, kan sy onderbewussyn steeds die musiek hoor en is dit belangrik dat jy positiewe suggestie die onderbewussyn moet voer. Op hierdie stadium is Desiree nou besig met konvergensie, molekulêre vaardighede met Karel. En omdat hy ouer is, kan hy dit in die stap doen. So mense die vestibulêre input van die perd, die vorentoe agtertoe beweging. En dan doen sy nog konvergensie wat vir ware dubbele terapie is. En het 'n mens groter en makliker en meer sukses. In hierdie oefening gaan Desiree 'n swing-a-magic gebruik, 'n speelding. Op die speelding is daar 'n ronde bal en met 'n gesiggie op en gebruik sy dit weer vir konvergensie sodat die oogspiere indraai en weer uitdraai. Maar dit het 'n gesiggie op en sy doen waarskynlik weer werk sy aan dieselfde doelstelling omdat dit met die vorige sessie nie vir haar goed genoeg gelyk het nie. Dis vir ware kuns in terapeutiese perdry om waar te neem op watter vlak is elke kind en dan jou aktiwiteit aan te pas.
Karel is een van my gunstelinge, so ook is Corneille, natuurlik heeltemal my witbroodjie. En ek is baie trots dat beide van hulle doen 'n normale graad 1 hierdie jaar. So by ons terapeutiese reiskool het ons dan ook ons eie skool en is die juffrou baie spesiaal opgelei om sekere dele in die brein te stimuleer en om aanvullend tot die arbeidsterapeut en die perdryterapeut te werk. So beide doen normale graad 1 hierdie jaar en is ek baie trots op hulle. Wanneer 'n mens met dowe kinders werk of gehoorgestremde kinders, is dit belangrik dat jy nie te veel praat nie, nie te baie woorde gebruik nie, want hulle lees ook lip. Dit is hoe hulle nie agtergekom het dat Karel spesifiek die groter seun gehoorgestremd was nie, omdat hy so pragtig kon lip lees. So min woorde, duidelik met die mond, so en baie gebaretaal, sodat hy verstaan wat daar met hom gebeur en wat hy moet doen. Die oë is ongelooflik belangrik. As mens kyk na jou linker en regterbrein, werk alles oorkruis. So wanneer 'n mens jou regterhand gebruik, stuur jy impulse na jou linkerbrein toe. As jy jou regtervoet gebruik, stuur jy impulse na die teenoorgestelde brein toe. Wat interessant is van die oë is dat dit ook oorkruis werk na die linker en regterbrein toe, maar is daar kraniaalsenuwee wat na beide breine toe opgaan. So deur aan die oogspiere te werk, kom jy baie effektief ook by die linker en regterbrein van die kind uit. As mens kyk na die linker en die regterbrein, word dit maksimaal in terapeutiese perdry gestimuleer, want die kind sit simmetries en heeltyd word impulse na die linker en regterbrein toegestuur. So as 'n mens dan ook spesifieke oefeninge bybring, het jy weer meer en groter sukses. Die speelding wat Desiree gebruik maak 'n klank. Sy doen vinnige lokalisasie en navolging op hierdie stadium en sy kyk of Karel haar kan navolg met sy oogspiere met 'n gladde gekoördineerde oefening. Dit is wat 'n mens gebruik as jy lees, moet jy kan navolg. En as jou oogbewegings rukkerig is, gaan jy 'n woordjie oorspring of jy gaan jou plek verloor waar jy lees, of jy gaan sukkel om 'n woord te lees. Mense oogspiere is skeletale spiere en daarom is dit belangrik dat jy dit daagliks sou oefen vir 'n minimum van 15 minute as dit 'n probleem is. Die kinders hier by ons praktyk is dan in die bevoordeelde posisie dat terapeutiese perdry deel van die skool se kurrikulum is en word daar elke dag aan die kinders wie se oogspiere 'n probleem is, aandag geskenk. Vir my het ek 'n baie groot passie om mense te leer. Die meeste mense dink dat wanneer 'n mens praat van terapeutiese perdry, dink hulle dadelik aan gestremdes of mense met probleme. Inderdaad, enige persoon kan baat by terapeutiese perdry. My vraag gewoonlik aan 'n persoon is, wat is normaal? Inderdaad behandel ek professors en dokters en dit gaan daaroor in die lewe om maksimum van jou potensiaal te benut en gelukkig te wees. En baie sogenaamde normale mense benut nie maksimum van hulle potensiaal nie en outomaties is hulle dan ook nie gelukkig nie. So my droom en doelstelling in terapeutiese perdry is om elke ouderdom, elke persoon te kry om te baat by terapeutiese perdry. My passie in die lewe is dan dat elke mens, of jy nou 'n dokter is en of jy gestremd is, dat jy as mens maksimum van jou potensiaal moet benut. Die draf in terapeutiese perdry is ongelooflik belangrik.
Die sitting trot of die stampdraf is maksimale vestibulêre input, so die vloeistof in die vestibulêre apparaatjie en die haartjies gaan op en af en op en af. En wat 'n mens sien met die draf is dat lae spiertonus verhoog. Jy bou spiertonus op met die draf en as 'n kind sou spasties wees, sou dit verhoogde tonus of spastisiteit afbreek. Dis egter belangrik dat hulle nooit ongekontroleerd draf nie en dat die terapeut in totale beheer van die klassituasie sal wees. So jy sal sien sy tel met 'n spesifieke tyd en dan draf hulle. Karel kan nou reeds die rising trot doen en dit is baie goed vir motoriese beplanning of in mediese terme praksis en baie goed vir heupkontrole. Vandag fokus ons in terapeutiese perdry op die geriatrieveld. Al wat dit beteken is bejaarde persone. Ons het vir Tannie Kobie in die klas wat net so oor die 70 jaar is. Sy ry nog baie kort perd. Sy het maar gister haar eerste les gehad. Sy was nooit van tevore op 'n perd nie en het 'n tyd gelede beroerte gehad sodat die regterkant geaffekteer is en soos dit belangrik is haar spraak ook geaffekteer. Dit werk oor kruis, so daar was skade aan die linkerbrein en daarom is haar regter arm en been spasties. Sy is dan nog baie onseker op die perd. Pierre aan die ander kant is net so oor die 60 jaar oud. Hy het groot operasies in sy hand gehad en dit is maar ou rugbybeserings aangesien hy baie rof en lank rugby gespeel het. En het ons in die klas dan spesifiek vir Christine met die pershemp is 'n arbeidsterapeut en is sy inderdaad baie bevoeg om spesifiek op die hand te werk wat geopereer is. Terapeutiese perdry met ouer persone is ongelooflik belangrik omdat ouer mense al hoe minder beweeg, al hoe minder doen, nie meer werk nie en dit bring weer kwaliteit lewe vir hulle. Christine is dan besig om tasstimulasie op Pierre se hand toe te pas en net eers die vingers warm te kry en meer soepel te kry. Dit sou belangrik wees met Tannie Kobie om aan beide kante te werk en nie net aan die kant wat geaffekteer is nie. Mense is geneig om een kant dan te wil los want mense dink hy makeer mos nou niks nie, maar in terapeutiese perdry is dit derentyd belangrik dat jy beide hemisfere sal stimuleer. Die leier aan die kant is dan weer besig om te werk aan haar handfunksie en gebruik hulle 'n bal. Nadat Christine die spiere warm gemaak het van die hand wat geopereer was, gaan sy dan nou gebruik maak van therapatie. Dit is 'n baie spesiale soort klei, nie gewone klei soos wat ons in 'n kleuterskool kry nie, terapeutiese klei en gaan sy in spesifieke spiergroepe werk in die hand. Die beleining van sy vingers is verkeerd as gevolg van die operasie en gaan sy dan nou in individuele vingers werk en die spierkrag, die spiertonus in die vingers versterk. Dit is belangrik om te noem dat terapeute baie goed opgelei moet wees om effektief te werk met mense met spesiale behoeftes. So dit is belangrik dat 'n mens terapeutiese perdry kursusse doen waar jy volledig opgelei word hoe om hierdie terapie te doen. Dit is gewoonlik 'n jaar deeltydse kursus
wat begin met 3 dae teorie en dan werkstukke, afstandsonderrig en skriftelike, mondelinge, praktiese eksamen deur die loop van die jaar. Wanneer jy 'n meer mediese persoon nodig het, betrek jy dan die arbeidsterapeut wat definitief dan 'n raad gee op spesifieke spiergroepe en wat die terapeut moet doen. Dit is belangrik om te kyk wat Bianca op hierdie stadium met Tannie Kobie doen. Ek dink as mens kyk hoe sy op die perd geklim het en hoe styf die arm teen haar bors was, kan mens duidelik sien hoe sy ontspan en hoe die hand baie meer oop is. Spesifiek met mense met probleme is dit belangrik dat jy nie iets verkeerd doen nie, want dan kan jy die probleme vererger. So Bianca is besig om stadig die hand oop te maak en meer soepel te kry en kan jy sien hoe dit verbeter. Geen forsering word gebruik nie, dis 'n stadige oopmaak van die hand en probeer om die spiertonus te normaliseer. Bianca maak nou ook gebruik van tapping. Tapping is 'n internasionale tegniek. So die oomblik wat jy op Tannie Kobie se duim aan die een kant gaan tap, gaan jy die hand uit die duim uit die palm van die hand kry. En ek dink mense kan dit pragtig sien hoe dit hier gebeur. Maar dan is dit belangrik om nie net die duim te gebruik nie, maar ook die indeksvinger. En kan jy sien hoe as hy tap, hoe die hand stadig oopgaan en hoe sy meer funksioneel is dan. Tannie Kobie is voorwaar 'n merkwaardige vrou. Sy woon alleen in 'n huis en sy het 'n drywer wat haar neem net waar sy wil wees. Sy is baie onafhanklik op hierdie stadium, sy bad self, sy trek self aan, so haar drywer bring haar elke dag vir terapie, maar gaan mens ook af van die perd af moet kyk, hoe om vir haar meer funksioneel in haar omgewing te maak. So mens gaan byvoorbeeld kyk, hoe kan mens aanpassings maak by die bad, of wanneer sy slaap, of in haar kombuis. Christine gaan nou weer spesifiek aan die hand wat chirurgie gehad het werk. As 'n mens kyk wat sy doen op hierdie stadium, is sy besig met 'n aktiwiteit. Sy is besig om met rekkies te werk, sodat sy fleksie en ekstensie van die vingers kan kry wat 'n groot probleem is. Op die oomblik is na die chirurgie is die hand geneig om in fleksie te gaan en gebruik sy dan nou rekkies om die spiere te versterk. Die rekkie is op 'n baie spesifieke manier gebind of aan die vingers gesit om die doelstellings meer effektief te maak. Soos reeds genoem, kan ons sien, daar word ook aan Tannie Kobie se normale kant gewerk, weer eens om beide die linker en regter brein te stimuleer. Tannie Kobie is tans besig met 'n baie intensiewe terapieprogram af van die perd ook, waar ons ten minste 6 keer 'n dag terapie met haar doen. So dit is ongelooflik uitputtend en is perdry die 7de terapie wat sy ontvang op 'n dag. Sy is gewoonlik bring haar drywer as 8 uur in die oggend en is sy ongeveer 5 uur die middag klaar met haar terapieprogram. By ouer persone is voeding ook van kardinale belang, so dis belangrik dat elke persoon eers geëvalueer word, dat mens kyk en bepaal wat is die probleme sodat jy spesifieke doelstellings uitwerk, maar so is dit ook belangrik om die persoon fisies te toets en te kyk, want veral by ouer persone kry jy soms dat pH vlakke te laag of te hoog kan wees en dit kan aanleiding gee tot hartprobleme of arthritis.
So 'n spesifieke profiel word geneem. Een spesifieke profiel word geneem van die persoon waar mens kyk na, werk die lewer effektief? Die lewer is jou grootste orgaan en as hy nie gifstowwe uitskei nie, bou daar toksines in die liggaam op. Net so belangrik is pH en dat mens die persoon op 'n alkaliese dieet sal sit. So spesifieke dieete word gevolg, maar unieke dieete wat verskil van persoon tot persoon. In hierdie aktiwiteit is Christine besig om te werk met pennetjies, sodat Pierre sy indeksvinger en sy duimspiere kan gebruik in die oefening. Dis veral die indeksvinger se beleining wat nie akkuraat is nie en deur om te forceer in die regte posisie kan die beleining weer reggemaak word. Soos ek genoem het, Pierre se besering, handbesering kom daarvan dat hy formaties rugby gespeel het, baie ernstig rugby gespeel het, ook betrokke was by die afrigting van rugby. En ja, wonder 'n mens, as die rugbyspelers wat nou aktief rugby speel, vroeër kan begin met terapeutiese perdry, gaan hulle nie nodig hê op Pierre se ouderdom om terapie te kry nie. Dit gaan baie voorkomend wees en kan dit 'n baie effektiewe aktiwiteit wees in jou rugby oefening. Mens moet wel onthou, jy werk met spiere en met spiere is herhaling nodig. Daarom gebruik Christine nie net een pennetjie nie en gaan jy sien dat sy aanhou doen dat hy meer as een pennetjie moet vasknyp. Christine pas nou haar aktiwiteit aan, gradeer dit sodat sy die greep verander om ander funksie te kry. En daarom stop 'n mens dan die perd en demonstreer die regte aksie wat jy wil hê. En jy kan sien dat dit 'n geweldige probleem om sy hand te draai van die voorarm vanaf die, ons noem dit pronasie en supinasie, so die hele polsbeweging is vir hom baie moeilik. Van tevore het ek al genoem dat ek glo enige persoon kan baat by terapeutiese perdry, nie net gestremdes nie. As mens kyk na Pierre, is hy marinebioloog, hy's 'n ekoloog en amper klaar met sy doktoraal in herbalism, so gewis gaan dit nie oor dom of nie goed nie, dit gaan oor om sy hand weer effektief te kry, sodat hy funksioneel weer kan werk en perdry. Christine gebruik nou spesifiek lang stokkies wat in 'n vlegproses gevleg moet word sodat die vingers dit manipuleer. So daar kom 'n mate van praksis in. Praksis beteken die brein moet motories beplan. Wat moet hy doen? En die vingerspiere moet baie fyn en versigtig saamwerk om die vlegaksie te doen. Die struktuur van 'n normale terapeutiese klas is gewoonlik 15 minute werk jy aan die boonste ledemaat, 5 minute aan die onderste ledemaat en die laaste 10 minute word gerig op terapeutiese ry-assaults waar eers staan oefeninge gedoen word vir balans, strekking van die kuitspier, rombeheer. Dan gaan 'n mens oor na waar die persoon die perd moet beheer op 'n stap. Wanneer 'n persoon die teels neem, is dit tasstimulasie in die hand en word daar oefeninge ingebring waar hulle sekere roetes moet doen, soos byvoorbeeld tussen die dromme deur moet beweeg en dit verg heelwat metodiese beplanning in die brein. 'n sessie van 30 minute word altyd afgesluit met draf sodat jy maksimale vestibulêre stimulasie kan hê, lae spiertonus kan opbou en verhoogde tonus kan normaliseer. In hierdie geval met die ouer persone gaan dit nie gedoen word nie. Tannie Kobie is beslis nog nie veilig en gereed na haar eerste dagie van terapeutiese perdry nie.
Ek hoop in hierdie sessie het ons werklik elke ouer persoon in Suid-Afrika gemotiveer om weer terug te kom natuur toe. Dit is tog baie lekkerder om in die natuur te wees as om heeldag in jou huis te sit en dan te weet, inderdaad is jy besig om dele in jou brein te stimuleer en hoef jy nie Alzheimer te ontwikkel nie, hoef jy nie Parkinsonisme te ontwikkel nie. Die ou mense is die goud van ons land en dit is belangrik dat hulle kwaliteit lewe sal geniet. Volwassenes wat in motorongelukke was, omdat hulle minder beweeg en omdat daar meer as een komplikasie is gewoonlik, sien 'n mens veral as jy nou na hierdie twee kyk, na Donald en jy kyk na Rochelle, dat veral die rompspiere word baie swak en daarom ontwikkel hulle amper 'n oorgewig beeld. So wanneer 'n mens kyk na spiertonus, moet 'n mens dit nie verwar met spierkrag nie. Dit sê nie hoe sterk hulle is nie. Dit beteken hoe is die spanning, vlak van spanning in die spiere. En as 'n mens nie aan spiertonus gaan werk nie, kry jy 'n ongelooflike oorgewig beeld. Maar op hierdie stadium is Bianca besig om aan die boonste ledemaat te werk. Mens begin gewoonlik met die boonste ledemaat en beweeg dan oor na die romp toe. Beide hande word betrek in hierdie aktiwiteit wat mens noem bilaterale integrasie en natuurlik gaan die impulse in die proses na die linker en na die regter brein toe. In my terapeutiese perdryk kursusse wat ek aanbied, die 1 jaar kursusse, is daar 'n vlak 1, 2 en 3 kursus. In vlak 1 is dit net belangrik om te weet vir die terapeut dat sy werk nou aan die boonste ledemaat se spiertonus, maar inderdaad in vlak 2 kom vakke in soos anatomie, fisika en sielkunde en dan moet 'n mens presies weet aan watter spiergroepe jy moet werk en hoe moet jy daaraan werk. Die rek kan ook gradeer word van 'n baie papperrek na 'n stywe rek en jy sal sien meestal in 'n klas soos hierdie waar jy volwasse persone het wat in 'n motorongeluk was, is die perde moeiliker as normaalweg. En dit het ongelooflik baie te doen met energie. Toe ek in Australië was, het ek gekyk na 'n navorsingsstudie wat in Australië gedoen is, waar hulle 'n perd fotografeer en kyk na die energievelde om die perd en dan voordat die sessie begin, die terapie sessie begin en dan kyk jy hoe lyk dit na 10 minute, na 20 minute, na 30 minute en wanneer jy dan die pasiënt van die perd sou afhaal. En dit is ongelooflik dat die energie van die pasiënt die perd kan beïnvloed, maar die andersom is ook waar. Baie belangrik in terapeutiese perdry is dat jy, behalwe vir 'n perd met die regte temperament, al die hoogtes moet hê en ook breedtes, want soms het jy 'n breë basis nodig en soms 'n baie smal basis nodig. By 'n kind wat serebraal gestremd is of in 'n motorongeluk was, kan jy soms nie 'n breë basis gebruik nie, aangesien heupdislokasie kan plaasvind. Met ander woorde, die heup kan uit die potjie gly. So dis baie belangrik dat mens volledig sal evalueer en dat 'n mens presies sal weet wat jy mag doen en wat jy nie mag doen nie. Veiligheid is altyd eerste en dit gaan om die regte terapie met die pasiënt te doen.
In hierdie aktiwiteit werk Bianca nou aan Rochelle se rugspiere en kan jy sien dat sy baie beperkte omvang van beweging het aan die agterkant en waar sy sukkel om die rek daar te behou. Met motorongelukke is dit baie belangrik hoe gou 'n mens begin met terapeutiese perdry. Hoe korter na die insident, hoe beter is jou prognose. Met ander woorde, hoe groter is jou kans om meer sukses te kan hê. Soos as 'n mens kyk na Donald waar sy ongeluk nou maar in Oktober laas jaar was, as mens regtig hard sou werk, is die kans op herstel baie goed. As 'n mens dink na terapie met 'n persoon wat in trauma of in 'n motorongeluk was, is fisioterapie dikwels nie lekker nie. Arbeidsterapie is nie lekker nie. Maar terapeutiese perdry, heerlik, en kom hulle nie agter dat jy aan spiergroepe werk of aan definitiewe probleemareas nie. Hulle is so gefokus om met die dier te werk en dat hulle heeltemal konsentreer op die dier en nie op die terapie wat plaasvind nie. So inderdaad het ek baie gestremde pasiënte of mense wat 'n motorongelukke was wat die terapeutiese perdry beslis meer geniet as ander terapie.